Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy mevrouens. Môre. Christel, ons begin sommer heel eerste by Andrea Johnson. Ja, inderdaad. So hierdie is nou nog steeds, dit is 'n uitvloeisel van die Madlanga kommissie wat die sistemiese korrupsie moet ondersoek. So Andrea Johnson het gevra om te bedank en die president het die naweek haar bedanking aanvaar. So wat nou? Daar's baie mense wat Andrea Johnson amper tot die dood verdedig het en gesê het, jy weet, sy het vir die laaste 30 jaar sit ongelooflike werk gedoen, wat nie verkeerd is nie. Mense sal ook onthou sy was betrokke by, ek dink dit was Glenn Agliotti gewees, miskien veral die Oscar Pistorius saak. Weet jy, sy is 'n baie bedrewe aanklaer en voor die Madlanga kommissie het dit amper gelyk asof sy heeltemal ontrafel. Daar's onder andere verwys na die e-posse wat na iemand toe gestuur is wat nie na daai mense gesê het. Nou ek het 'n klein bietjie simpatie daarvoor want reply to all het ons almal al getref. Gewoonlik is dit meer 'n verleentheid as 'n strafsaak. Ja. In hierdie geval weet sy was die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC. Dis 'n geweldige belangrike instelling. Dit het onlangs maar eers eintlik tot stand gekom, begin met sy werk. Daar was hindernisse, daar was hekkies, so wat nou? So hierdie sterk vrou aan die hoof daarvan het nou bedank. So sy sê sy die afgelope tyd het sy geweldig baie houe gevat. Mense kan nou vra as dit billik of onbillik, weet sy's in 'n invloedryke posisie binne in die strafregstelsel en 'n mens wil hê sy moet daar moet niks aan haar klou nie. En dit voel nou so amper asof daar iets aan haar klou. Nou ek het nogal baie hieroor gedink en gewonder, weet die oomblik wat iemand nou beskuldig word van iets, of selfs al is dit dalk 'n bona fide fout geweest, of gooi ons hulle net vir die wolwe. Is dit waar ons nou is? Jy weet, Andrea Johnson, daar word beweringe gemaak en my eerste gedagte is, yes, dit moet so wees, laat sy gaan. Ek weet nie of dit is waar ons is nie. Ek weet nie of, wel, mens kan hom nie eintlik vergeet nie, die koffiemasjienman. Jy weet, hy is ook van allerlei goed beskuldig en Suid-Afrikaners het eintlik laer getrek om hom. So ek dink nie ons is op 'n plek waar die oomblik waar jy jou in 'n moeilike situasie begin, weet ons dadelik klippe begin optel nie. Ek dink nie ons is daar nie. Ek dink as Suid-Afrikaners is ons net so 'n gat vol vir mense in posisies wat ons in die steek laat. Dat mense so amper wil voel, jy weet, sterkte vir haar vir die toekoms. En dit is sleg want sy 30 jaar van haar lewe aan hierdie organisasie, nie noodwendig IDAC nie, maar aan die vervolgingsgesag gewys. Sy is ongelooflik kundig. Nou ek sien hier's 'n kenner wat sê dit is 'n taktiese terugslag, maar die instelling as sulks moet voortgaan en ek dink dit is waar ons is. Ons moet die instelling beskerm. Ongelukkig nie die individu nie. Ja, Christel, ek dink jy's dalk reg as jy sê, weet die instelling moet belangriker wees as enige individu, maak jy saak wie die pos bekleed nie, want die instelling moet tog voortgaan en sal steeds voortgaan met hulle werk nou. Die probleem is die negatiewe publisiteit wat deur hierdie alles aan IDAC begin klou het, aan Andrea Johnson begin klou het. En ek dink 'n mens moet jou hoed afhaal vir iemand wat sê ek gaan hierdie nie meer doen nie. So aan die een kant kan jy dalk sê kyk dis 'n manier om aanspreeklikheid te ontduik. Dit is nie. Dit is ook 'n ding wat ons baie gesien het in Suid-Afrika, die oomblik wat iemand in die staatsdiens van een of ander iets beskuldig word, bedank hulle en geen haan kraai daarna meer nie. En jy weet daar's al hoe meer ding van nee. Dit stop nie by jou bedanking nie. So as daar 'n probleem is, weet en niks teen haar is bewys nie. As daar 'n probleem is, gaan dit gaan nie verdwyn omdat jy bedank het nie. Sy het onder andere gesê dit gaan goedkoper wees vir haar om te bedank en dit gaan die negatiewe publisiteit minder maak. Nou moet ek vir julle sê ek dink ek gaan haar die voordeel van die twyfel gee en sê dis reg so, staan op sy. Weet ons baie ander mense in baie ander posisies. Ons het 2 polisieministers. Ja. Een wat nou al hoe lank betaal word. Hy het nie gesê ek gaan op sy staan nie. Ons karring maar net aan en betaal hom elke maand sy salaris. Terwyl hier is iemand wat sê, weet en jy kan nou sê hoekom sy dit doen of hoekom sy dit nou nie doen nie. Sy het minstens die moed van oortuiging gehad gesê ek gaan nie verder aan nie. So as sy vervolg moet word op een of ander iets, is dit goed. Dit gaan voort, maar sy gaan nie verder aanhou dat dit die groter organisasie benadeel nie. En daarvoor het ek respek. Daar is wel baie vrae wat 'n mens eintlik gehoop het sy kan voorantwoorde gee. En hulle sê tog die feit dat sy bedank gaan nie 'n ondersoek van die oorsigkomitee
gaan nie maak dat sy dit vryspring nie. So Nee. daar gaan wel nog op 'n mate ondersoek plaasvind. Dink jy dit gaan enigstens vir ons 'n bietjie antwoorde gee? Ja, verseker. Kyk, ek dink die Madlanga kommissie is mos nou onlangs as hy vir sy tydperk is verleng. Eenvoudig weens die omvang van wat geopper word. Hierdie is nie individuele korrupsiesake soos wat een ondersoeker by die valke erns sit en ondersoek sy saak en dit gaan hof. Hierdie is sistemiese korrupsie. Ja. Dit is enorm. En 'n bedanking gaan nie 'n einde bring aan hierdie proses nie. Op geen manier nie. Ek dink sy is deur 'n moeilike tyd, Andrea Johnson. Sy het dit van alle kante af gekry. Die feit dat sy bedank het, stop nie die proses nie. Ek dink die Madlanga kommissie het tot so 'n mate momentum gekry en dit lyk asof daar gevolge is. Ja. Selfs al is dit dan nou iemand wat sê ek het nie meer hierdie werk in my nie, ek wil dit nie meer doen nie, ek gaan dit nie meer doen nie. Die belangrikste is nou om 'n oorgang te verseker sodat IREX se werk nie tot stilstand kom nie. Ek dink daar lê die groot gevaar. Dit is wat ek verwys na die polisieminister wat sê ons het 'n waarnemende polisieminister, ons het 'n baie tydelike, ook 'n baie permanente misdaadprobleem, maar ons het 'n tydelike polisieminister. En mense wil dit nie hier ook sien uitspeel nie. Ons het iemand sterk nodig, onverskrokke om hierdie instelling te lei. Verseker. As dit nie sy is nie, dan moet ons iemand anders kry. Christel, dan die voormalige speaker is ook in die hof oor 'n paar interessante aantuigings. Mens dink jy sien alles en dan sien jy alles. Hierdie was interessant, ja. Vir my in elk geval. So, en ons het Fiwe Mapisa Nkakula, voormalige speaker, sy is in die Hooggeregshof waar sy tereg staan op verskeie aanklagte van korrupsie, een van geldwasery. So gister het 'n weermagkontrakteur getuig wat na bewering vir die speaker toe nou nog die minister van verdediging 'n haarstuk moes gee. Maar die haarstuk is volgens die staat kode vir geldjie. Julle weet as jy by die metropolisie stop en hulle sê ek is dors. Ja. En ek kort 'n koeldrink. Niemand is dors nie, kerels. Ons kort 'n geldjie. En lyk vir my in hierdie geval kan jy vir 'n haarstuk vra en dan is dit glo. En nogal se duur ene. Dis 'n duur Ja, dit was 'n haarstuk. 300 000 rand se pruik. Ja, Nee? nee. Die geldjie is in die pruik gesit. Na bewering. Ja. En so is die kontrakteur het getuig sy is na die lughawe toe waar die minister vir haar gewag het daar in 'n spesiale sitkamer. Die minister was glo baie kwaad geweest want sy het haar gebel en sy het nie geantwoord nie en ons almal weet hoe frustrerend dit is as jy iemand bel en hulle antwoord nie. En aanvanklik is die bewering dat sy net vir 150 gevra het, maar toe sê sy gaan liewer 300 gee omdat die minister nou klaar bietjie krapperig is. Glo omdat sy nie die foon geantwoord het nie. En sy het met die pruik in die winkelsak geloop met die geldjie in en dit gaan aflaai om te gaan mooi maak. Maar hierdie is nou nog steeds alles Hoe gebeur hierdie? Nee, jy kan 'n fliek hieroor maak, verseker, oor alles wat tans uitkom. Ja, kan dit jy klink soos 'n hengse James fliek. Bond move. Jy weet, Ja. die geld was in die pruik. Niemand het Maar dit julle weet verwag as ons nie al geweet het van wat 'n koeldrank beteken langs die pad nie, dan sê ek nog steeds hierdie is nou so vreemd. Maar hierdie is jy's heeltemal reg, dis nou nog alles net beweringe. Nee, wie beweer moet bewys. Sjoe, Maar ons baie gaan, geld, so uiteindelik word dit hulle gepraat van tot 4,5 miljoen rand wat die staat aanvoer sy glo voorgevra het. hulle gaan vir haar fyn moet dophou. Hoorie so, dan is dit so jammer om te hoor wat mense wagte kan wees en wat ons nou weer, wat ek in die nuus moes lees van hoeveel skole te min is in die land. Ek dink amper 20 skole wat elkeen ten minste 1000 leerders moet vat en dit op die vooraand van die nuwe registrasies wat gaan oopmaak. Ja. So Gauteng se aanlyn registrasie vir graad 1 en graad 8 is as dit 6, nee, wat jy oud sê, is altyd 'n kwessie omdat ons die grootste skoolgaande bevolking het. En omdat die aanlyn stelsel wat ons gebruik in die verlede al vir mense soveel trane besorg het. So dit is belangrik om kennis te neem van die Gauteng se aansoekproses. Dit begin volgende Woensdag. Soos jy 'n kind het wat jy wil inskryf vir graad 1 of graad 8, is my voorstel dat jy nou al jou eentjies in 'n ry kry. Al jou dokumentasie, bewys van adres, ID, kliniekkaarte, al daai goed sodat jy nie sukkel nie. Nou
ek dink die hartseer ding is ouers is dikwels baie voorbereid en dan laat die stelsel hulle in die steek. En uiteindelik kom ons terug by ons het nie genoeg skole in Gauteng nie. Ek het gaan probeer kyk hoeveel ons gemiddeld in Gauteng bou per jaar. Ek dink hulle sê die gemiddeld is 7. Dit het vir my ook aan die hoë kant gevoel en dan baie van hierdie skole word vertraag deur kontrakteurs, jy weet waar ding nie vorentoe gaan nie, iets wat op 'n vlei land gebou word, bouwerk wat tot stilstand kom weens strukturele probleme. So ons skoolgaande bevolking in Gauteng groei en ons is nie besig om by te hou nie. My gevoel is omdat die onderwysdepartement hulle met absolute beselagtighede besig hou en ons kinders in die steek laat. Ja. Kristal, 7 klaargeboude skole 'n jaar sekerlik nie. Ek het probeer kyk, so elke dan en wan dan kry jy nou 'n uitnodiging, dan nooi hulle jou na die opening van een of ander skool toe. Altyd mooi en dan aan die ander kant kry jy dan weer 'n verklaring van iemand wat sê hier staan weer 'n halfgeboude skool of hier is 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes waar daar nie 'n ramp is nie of waar die kraak, jy kan basies deur die kraak in die muur sien. Ons moet dalk nou 'n bietjie oordryf. Maar ons is nie besig om na ons kinders te kyk nie. Ons hou nie by nie. Nou die onderwysdepartement kan waarskynlik sê maar daar kom te veel mense in. Maar julle weet dit. Net omdat dit 'n moeilike probleem is, beteken dit nie dit is nie 'n probleem nie. Jy word betaal om hierdie probleem op te los. Gaan los dit op. Ek dink ongelukkig en ek sê nie en ek sê dit versigtig. Ek dink ongelukkig wanneer ons praat oor die onderwysdepartement is daar baie meer probleme wat ons kan uitwys as noodwendig oplossings. Dis hoe dit baie keer voel van die buitekant af. Ons hoor van handboeke wat te veel kos, oorbetaal, tablets wat verkoop word weg is. Jy weet 'n kombuis wat langs die toilette gebou word, pittoilette waar ons steeds is. Dis ongelukkig wat ons hoor as dit kom by die onderwysdepartement. Ons hoor nie noodwendig die 7 skole is hier, hulle funksioneer, hulle is reg gebou, verstaan, ons kan vir meer kinders die geleentheid gee om onderrig te kry. Die kinders hoef nie meer kilos ver skool toe te stap. Dit is nie wat ons hoor nie. En dit is wat ons nodig het om te hoor vir ons samelewing om beter te word, vir onderwysers om te kan gaan en nie vir 'n kind van of 'n klas van 100 kinders klas te moet gee nie. Dis menslik onmoontlik om dit te verwag van enige iemand. Dis menslik onmoontlik om te verwag dat 'n 6-jarige kind 5 km skool toe moet stap. Ek kan nie dit verstaan nie. Nee, ons het skole nodig waar ons kinders het. En ons almal weet teen hierdie tyd waar die hoë druk gebiede is. Nou daar is ook net soveel plek om 'n skool te bou. Skole is groot. Ons weet skole is groot. As jy oor Gauteng vlieg, kyk 'n bietjie volgende keer wat jy oor Gauteng vlieg, kyk na die uitbreidings waar huise gebou word, waar sentrums gebou word. Kyk waar is die skole. En dan kom ons terug en dan kom vertel julle vir my hoeveel skole julle gesien het wat gebou word. So as ons goedkeuring gee vir een of ander enorme ontwikkeling, en ek dink nou maar net hier in Pretoria, uit ooste toe, uit noorde toe, waar huis op huis op huis op meentuis op landgoed gebou word, wys vir my die skole. Ja. So hoe keer ons so enorme ontwikkeling goed en ergens is daar nie 'n skool nie? Ja. Wie het dit goedgekeur en wie het hierna gekyk? Dan Mrs. Balls, Kristal. Ek weet. Opwindend. Sy maak my so opgewonde. Niemand is kwaad vir Mrs. Balls Nee, nie. verseker nie. Ja. Kyk, en sy is wêreldbekend net dankse al die Suid-Afrikaners wat landtyd is met 'n bottle balls. Hierdie is 'n aanleg in die Kaap wat teen 'n enorme bedrag geld opgeknap is. So wat hulle sê is hulle gaan Mrs. Balls is terug in die Kaap waar sy vandaan kom. Dis die boere in die Kaap se grootliks hulle produkte wat gebruik word in die bladjang. So dit word nou weer daar vervaardig in die Parel. 3 aanlegte teen die 200 miljoen rand wat opgeknap is. So dis onder andere waar hulle nou vir mevrou Balls gaan begin vervaardig. Dan gaan hulle ook asyn maak wat in baie van hulle eie produkte gebruik word. Dit gaan onder andere in tomatiesous in Allgold. Ja. Allgold is nog iets wat elke keer wat jy 'n tasie pak moet jy maar 'n bottel Allgold ook saamvat. Hierdie is baie goeie nuus. Ek dink vir die Kaap. Ek dink dit wys ook, ons het al van tevore daaroor gepraat dat ondernemings gaan na plekke toe wat werk. Nou in hierdie geval is dit hulle gaan na waar hulle produsente is. Weet as jy perskes lewer, dan is dit dalk 'n goeie ding dat jy tussen die perskeboere is. Vir my is dit goeie nuus dat dit skep werk. Dit het 'n rimpeluitwerking, so groot fabriek, jy weet, jy moet stop vir brood, jy moet 'n veiligheidswag aanstel, jy moet die paaie mooi maak, iemand plant 'n boom.
So dit het regtig 'n groot rimpeluitwerking en ek dink enige sulke groot belegging moet 100% gevier word. Hulle het hulle aanleg verander dat hulle in botteltjies, verpakkings sit wat meer herwinbaar is. So all in all is hierdie regtig vir my 'n wen vir die ekonomie. Mense nou sê vir die parel-ekonomie, vir die Wes-Kaapse ekonomie, maar dit kan gedoen word. Ja. Ja. En dit is lekker want soos jy sê dit is een van ons beste uitvoerprodukte. As jy vir Suid-Afrikaners vra wat het vir inpak, Mrs Balls met saamkom. Saam met 'n bobotietjie. Ja, ek dink Mrs Bulls is waarskynlik een van die mees bereese uitvoeranties hier in Suid-Afrika. Kyk, sy Ja. travel die hele wêreld vol. Ja. Sy doen dit in 'n lunchbar. Ag nee man. Sê weet. Lunchbar wat peanut butter en Mrs Balls. Dan gaan jy rooi katjiebotter, né? Katjiebotter. Ja. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie mevrou. Dit is Christel Cornelissen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.